wat beteken dit vir ons? Is daar's 'n manier hoe die kommissie gaan klaarmaak in sy termyn nie. Dit gaan van die Madlanga kommissie na die Vatlanga kommissie gaan en gaan baie langer aanhou. Ons gaan 'n jaar plus. Wat lei dit tot vat tot tronk toe? Dit is die een ligpunt wat ek sê. So hy gaan nog 'n ruk aan gaan, ons gaan derms uitreik. Dit gaan Zondo 2 wees van Suid-Afrika is lief vir 'n kommissie waar ons skokkende goed hoor en Cyril wat elke keer gaan vat. Nee. Nie hier nie. Nie hier nie. Dis weer tyd vir net nog enetjie, so daarby is, luister asseblief saam, gesels saam, as jy by die huis is, skink net nog enetjie, maar in die kar, liefs nie. Ja, vandag is dit dus omtrent 'n jaar na Mkonazi sy staatsgreep van Timo afgedoen het, wat hy het net so gelyk met. Daar's nou nie so nie. So Waar bestel jy 'n staatsgreep? So die vraag is dan nou, wat het gebeur, wat gaan gebeur en hoe lank gaan ons nog uitvind hoe verrot ons polisie bevelstrukture is. Net voor ons daar kom, net nog enetjies op Apple Podcast, Spotify en YouTube. Gesels asseblief saam, los vir ons kommentaar. Baie dankie vir almal wat dit reeds doen. Dankie ook vir kultuurkafee.com vir ons bierbekers. Ek het vir Andries Pretorius vandag. Louis Trigaat. En Sarel Silje. Welkom menere. Ja. Gaan besoek gerus hulle webwerf, hulle het allerlei ander interessante items ook. Ek is Christel. Ek is Nico. Ek is Connie. En hierdie is net nog enetjie. Ja, so 1 uur terug, ek dink dit was gister 1 uur terug, het luitenant-generaal Nklanhla Mkhwanazi toe nou hierdie media-konferensie gehou waar hy al hierdie uiters plofbare beweringe gemaak het oor verrotting en goed wat binne die polisie aan die gebeur is, korrupsie op 'n baie groot skaal. En dit het daartoe gelei dat die Madlanga kommissie in die lewe geroep is en daar is al, ek dink ons het gesê, hulle trek al by 133 dae wat die kommissie aan die gang is en ja, uiteraard het ons al redelik skokkende goed gehoor. Dit voel hierdie keer bietjie anders. Ons weet kommissies is een van die regering se favorite pastimes, maar dit voel hierdie keer bietjie anders. Ons sien nogals dinge gebeur terwyl die kommissie aan die gang is waar met byvoorbeeld die kommissie wat staatskaping ondersoek het, daar het mens nie noodwendig dadelik goed sien gebeur nie en nog steeds nie goed sien gebeur nie. So wat is anders hierdie keer en ek meen daar's rarig hierdie talle voorbeelde van goed wat al gebeur het. Daar was ook hierdie sluipmoordpogings, daar was ook hierdie sluipmoordpogings wat self gedoen is. Daar was sluipmoorde, daar was sluipmoorde, ja. Daar was pogings tot sluipmoorde. Daar's edelstene, daar's dwelms, daar's koffiemasjiene, daar's Ja, hier is soos 'n Dion Meyer. Dit is. Hawe dis ons land. Gaan net gou terug na 1 jaar gelede. Toe Nklanhla Mkhwanazi opgedaag het in sy camos. Ja. Omring deur manne met gunne. Ek onthou die manne met die gunne. En ek onthou ek was in daai stadium nogal ongemaklik geweest want dit het bietjie staatsgreep vibes gegee. Dit het Afrika staatsgreep gehad. Dit het, maar as mens nou 'n jaar later kyk en ons praat van sluipmoorde, pogings tot sluipmoorde, nagemaakte sluipmoorde, het hy dalk 'n puntbeet gehad. Ja, kyk, hy sê dis nie staatsgreep nie, hy sit in sy staatsgreep era gewees en hy is nou hy is nou so 'n bietjie deur dit. Maar nee, dat sy antwoord was is ek moet hierdie doen, anders gaan hulle my arresteer en daar's 'n goeie kans dat ek doodgaan, so ek moet media toe gaan. Die gevolge van dit was die Madlanga kommissie weens geweldige openbare druk en dit is nou, ek dink mense van ons Suid-Afrika hoef nie reality TV te kyk nie, jy hoef nie enigiets, jy kan net inskakel, die ding is dis 'n sepie wat uitspeel en dit raak net al hoe vreemder. Die polisie het 300 miljoen rand kokain bakkie ergens verloor op pad tussen die lab en 'n polisiestasie en niemand weet waar hy heen is nie. Jy het nou die Ekurhuleni Metropolisie het 15 miljoen rand se edelstene gaan haal by iemand in 'n klopjag en dit is nooit by die polisiestasie uitgekom ook, is net weg. Ja. So een van die groot ouens vir die gebeur op ons paaie, ja. Dis waar. Een van die groot goed dan nou terwyl jy van edelstene praat, so vir Oskaan die adjunkhoof van misdaadintelligensie, hy is tans in die hospitaal nadat daar beweerde sluipmoordpoging was en
hy kan nie nou getuig vir die kommissie nie, want hy is in die hospitaal. Maar ek meen, en hy word onder andere by die een onbetaal het, dis waarvoor hy in hegtenis geneem is, en toe 'n borgtog vrygelaat is, en hy het glo herhaaldelik gesê, hy vrees ook dan vir sy lewe, maar daar is vir hom, volgens sy regsverteenwoordiger geen beskerming gebied nie. Wie is die ander groot koppe wat ons nou al gesien is, wat hierby betrokke? Ja, wel, by oor die algemeen is, ek dink jou polisiekommissaris van die Masemola is ook intussen op tuinverlof, wat hy is by die huis, en hy moet tuin maak. Dan het jy Hy was in die hof. Hy was in die hof ook gewees, jy het vir die Boseum Konazi, is 'n ding wat ek uitgevind het, as jy nou, ek was geweldig, Maar as twee, ek was geweldig verward, is van ons hele opskrif wat sê om Konazi is uiteindelik gearresteer, en so voort, dog ek, maar hoekom is dit nie groter nuus nie? Ek sê 'n bietjie sleg. Wie wat waar? En toe vind ek uit, Suid-Afrika het, ons het 2 Konazis in ons. En dis nou die Ekurhuleni Die een wat wen is die een wat jy voer, uiteindelik. Dit is, ons moet besluit, die Boseum Konazi. Jy moet nie Julius voer nie. Moenie vir Julius voer Die nie. Slanslag. Die Slanslag moet gevoer word. Wat 'n goeie, wat 'n beter. Maar dan kyk, as nou ook hy is ook skelm so, of so sê hulle, Paul Sullivan het lank uitgevaar oor hoe skelm hy is. Ek dink nie iemand is al nie skelm genoem nie. En my groot vrees met hierdie kommissie is dat aan die einde van die gaan daar geen polisie oorwees om die polisie te arresteer nie, want almal gaan basies skuldig bevind wees aan iets. Maar julle, dis baie sleg vir gewone polisielede op voetsoolvlak. Waaragtig, jy weet, hulle moet kyk na hierdie mense en dink, ons werk, hulle doen dit nie vir die salaris nie, hulle doen dit nie vir die behuisingsvoordele nie, hulle doen dit nie vir die vakansies nie. Hierdie is mense wat die land dien en hulle moet om hulle rondkyk en dink vir wat? Ja, ek dink ons het dit gesien met die koffiemasjien man. Ek meen, hy het daar Het iemand nou al 'n koffiepot na hom vernoem? Ek weet nie. Hy het daar getuig, ek meen, van die toksiese werksomgewing en hoe hy regtig net sy werk probeer doen het en hoe hy net rondgeskuif is en valslik beskuldig is en nou, ek meen, wou hy wou die polisie bedryf wil vir 'n aftrede gaan. Ek verstaan. Die probleem is dit goeie skaduwee oor almal, soos oor as ons nou praat van die goeie Konazi. Daar was mense wat gesê het, hy is nie so goed soos wat julle dink hy is nie. Ja, dit het nou nog nie, daai bewyse nou nog glad nie voor 'n dag Ja, gekom so nie. dit wek kommer by 'n mens. Ja, maar okay, dit Iemand sal moet altyd seker gebeur. goed wees. Dit is die ding is, ons het dit ook al gesien, ons het al navorsing gedoen onder ons lede in die polisie byvoorbeeld, en dit is 'n tragedie. Die gemiddelde konstabel of adjudant, offisier en so voort is regtig mense wat mense wil beskerm, wat wil die werk doen, wat skelms wil vang en so voort, en dan word hulle geweldig in die steek gelaat deur meeste van hulle bestuur wie die ouens is wie hulle eintlik moet vang, maar dit word onmoontlik gemaak, want dan as jy nou eers daar een keer geproe het, maar ek kan net goed steel en niemand gaan nie, en toe het jy gesien dat die kartelle letterlik in syndikaat het op hoë vlak ingekom, dis wat die Madlanga kommissie vir jou wys. Uiteindelik is daar faksieoorloë weens watter georganiseerde misdaadsyndikaat het watter senior polisiebeampte gekoop. Prakties, en dis waar meeste van die streweling vandaan kom, en nou sit jy as konstabel op grondvlak, wat van goed het ek is 'n speurder wat sê, hy is 'n jaar en 'n half waar daar 'n riool langs sy muur afloop in sy kantoor, want die toilet het gebreek bo hom, en niemand maak dit reg nie. Dink maar aan Bekkie Cele, wat die gebou word letterlik nie, word verdoem, wel verman, hy kan hom nie gebruik nie, hy is nie fit for human. Sy kantoor was Maar sy kantoor op die boonste vloer is baie Penthouse was van. Kyk, Bekkie was die polisiehoof, stop net gou daar by die polisieminister, ons het 'n waarnemende polisieminister. Wat gebeur met ons eintlike polisieminister, want hy is ook op tuinverlof, gaan ons hom net los, of gaan ons hom 'n ambassadeur maak, of wel, soos wat wie is nou in charge? dinge tans gaan hy binne 'n jaar dan kan maatskaplike toelaat toe gaan, want daar gaan vermoed ek weer 'n gaping wees as Dina Pule getrou aan haar aard bly. Maar dit is Sy was jammer, en sy gaan dit nie weer doen nie. Ja. Stop dit nou. Dis waar. Dit is rarig nie eintlik, as mens nou daaroor dink, ek meen hierdie is net eintlik nog 'n vertakking van staatskaping, dis polisiekaping, en dit is rarig, mens staan eers verbaas of verstom dat misdaad in hierdie land heeltemal hand uitgeruk het nie, want die polisie is, die topstruktuur van die polisie is te besig met ander dinge, om edelstene rond te ry, dwelms rond te ry, en mense aan te kla van koffiemasjien diefstal, en presies dit. Kyk, wat ons agtergekom het, is ons het 'n wonderlike polisiediens, hulle is in verskeie gevalle is hulle op die misdaadtoneel voor die misdaad gebeur. Dis nogal indrukwekkend, maar okay, wat beteken dit vir ons? Daar's 'n manier hoe die kommissie
gaan klaarmaak in sy termyn nie. Dit gaan van die Madlanga kommissie na die Vatlanga kommissie gaan en gaan baie langer aanhou. Ons gaan 'n jaar plus. Wat lei dit tot vat tot tronk toe? Dit is die een ligpunt wat ek so hy gaan nog 'n ruk aan, ons gaan derms uitreik, dit gaan Zondo 2 wees van Suid-Afrika is lief vir 'n kommissie waar ons skokkende goed hoor en Cyril wat elke keer gaan vat. Nee. Nie hier nie. Nie hier nie. En dan amptelik dan sê ek het mos gesê julle moet dit nie doen nie en aangaan. So dit gaan nog 'n ruk gaan. Die verskil is en dis die ligpunt is daar is werklik bietjie beweging en ek dink dit kom uit daai Mkhwanazi oomblik het regtig na geweldige publieke druk gelei wat basies gegaan het jong, hier moet iets verander. Inteendeel, Mkhwanazi het dit reg gelees hy is onaantastbaar want die publiek sal in die strate ingaan as iets met hom moet gebeur nou. En ek dink nie, moenie misverstaan die ouens wat maklik getuies doodskiet het definitief gedink, okay, kan ons die man uitsorteer dalk of hom stil maak op 'n manier. En dit sê vir jou die ANC is gedwing in 'n kommissie in weer, maar hulle gaan hom nie heeltemal kan Zondo wat hulle die verslag vat en sê ag, dankie. Dit was nou nice en nou maak ons hierdie boek toe want ons is klaar nie. Nee, ja, gaan nie dit kan doen nie. Ons het wel ook al wesenlike arrestasies gesien. Ek dink die bose Mkhwanazi is gearresteer. Jy het vir Kat Matlala wat ek wil juist 'n bietjie oor Kat Matlala gesê. So Kat Matlala dit amper gelyk of hy moontlik ou Kat 9 lewens geneem, maar dit het toe nou nie gebeur nie, want ek meen so dit lyk of hy nou gous instrumenteel was in hierdie hele ding, soos een van die groot koppe en soos hierdie tussenganger was met al hierdie verhoudings en dan was natuurlik die hele tender ding rondom dit, so al die mooi deeltjies van 'n tipiese Suid-Afrikaanse korrupte tenderskandaaltjie, alles daar. En toe het hy nou hierdie pleitooreenkoms gegaan en toe is daar hierdie voorstel gemaak vir vonnisgoeders en die regter het gesê nee. Hierdie is nie goed genoeg nie. So ek meen daai is 'n bietjie van 'n positiewe boodskap ook uit om te sê verstaan, sorry, maar ons is ook verby die punt waar jy 'n liggiese klap op jou hand gaan kry en dan gaan jy vreet jy verder in die trok. Ek dink jy's reg, ek dink dit is 'n ligpunt om te sê, ja, jy kan ons help met die ondersoek, maar nie teen geen koste vir jou nie. En ek dink dit is wat ons in die verlede gesien het, is jy maak 'n deal. En dan gaan jy aan met jou lewe, want ek laat my nie vertel ons weet waar al iemand soos Kat Matlala se cash is. Nee, of sy bates is. Ja. So hy kan dalk sê, ja, weet ek is nou jammer en ek gaan help en alles, maar hy's 'n negotiator. Hy sit in die hof en negotiate. Ja, dis nie hoe dit werk nie. Dis nie onderstel om so te werk nie. By ons moet dit ook, maar dit het in die verlede al onthou, jy kan ook net tronk toe gaan en dan terminaal siek met die toestand lewe verklaar word en dan Shabir Sheikh jy hy's nou al, ek dink is nou amper 3000 dae dat hy sterwend is. Op sy laaste, sy familie ry elke naweek deur om hom te gaan groet op die golfbaan. Maar okay, terug by hy het nou rare goed met golf wees. Ek weet. Maar Kat Matlala, Brown Mogotsi is ook intussen gearresteer. So 'n klomp van die mense wat genoem is in Mkhwanazi se aanvanklike goed is intussen wat eintlik so 'n bietjie skokkend is, ek dink ons al meer arrestasies en aksie as met die hele Zondo-kommissie. Op hierdie. Nou is die vraag, gaan dit volhou? Ek vermoed ons gaan nog vir 'n rukkie derms uitreig uiteindelik. Ek is nie seker nie, dit is die slegte. Ek dink nie die gaan die polisiediens volledig kan herstel. Nee, is wat nou gaan gebeur is die skelms wat dom was en openlik is, gaan uitgesorteer wees, maar dit gaan gapings los vir die res en ons het dit nou gesien met die March and March ding is die toekoms van polisieering in Suid-Afrika is 10-1 baie meer soos daai, waar dit minder gaan die staat wees wat alleen dit doen en waar jy eintlik gaan privaat sekuriteit en gemeenskapspolisieeringsforums en daai inkry om toenemend meer die polisiemagte oor te neem, maar ook meerdere bevelstrukture begin in plek sit ensovoorts, want ons polisiediens is, ten spyte van die baie harde werk van konstabels op grondvlak, is deur die bestuur na 'n plek waar hulle 'n glad nie meer legitimiteit het in mense se. So nee, ek het nou die dag toe dink ek nogal, kyk, al verskil tussen 'n kaper en 'n metropolisiebeampte is die badge, nee, want dit is altyd ouens wat met 'n geweer agter 'n bos uitspring en vir jou sê stop. So jy skrik jy van groot vir altyd. Ja, en deesdae is ek op die plek waar ek nie meer seker is of ek sal stop. Ek is nou, jy weet nie, is hierdie nou actually wat nee, is dit? Nee, jy weet nie. By Fontaine Circle het ek gery met my venster oop en toe skree metropolisiebeampte vir my en eintlik het hy net vir my gesê om my venster toemaak sodat hulle nie myself kon sien, maar ek het net daar begin, ek het so geskrik. Ek het gedink ek gaan agter in 'n kattebak wees. Hulle gaan met my rondry, daar's
bitter min geld in my rekening. Jy kan Nou nie gaan hulle regtig lank met my rond. Ons is vreesbevange. Nee, maar Kan jy dink jy werk tussen hierdie mense? Kan jy dink hoe bang is jy dan? Maar presies Ja. dit. Is dat dis die ding is, as jy nou deur die polisie wag, dis 'n wow, jy wonder. En daai is 'n geweldige gevaarlike plek vir die samelewing, want dit beteken Ja. jy vertrou net nie meer die ouens wat dit moet doen nie. En dis die denke is, as ek in 'n krisis is, dan gaan ek nie die polisie noodwendig bel nie. Ek gaan iemand anders bel. Dit is waartoe Suid-Afrika beweeg, is daai werklikheid van ek bel eerder 'n buurman of 'n polisieeringsforum of 'n buurtwag of 'n privaat sekuriteit as ek dit kan bekostig. Daai werklikheid gaan geformaliseer net meer word, want dit wat ons gesien het met March and March, die polisie het was gegaan, kerels, ons gaan nie die alleen kan doen nie, ons het hulp nodig, en toe elke gemeenskapspolisieering ding in die land, basies saamgewerk om orde te handhaaf, want dis ons het nou ligpunt, donkerpunt, dis die ligpunt is, die gemiddelde Suid-Afrikaanse burger wil nie skelms tussen hulle hê nie. Nie een van ons hou van skelms nie, ons wil almal wet en orde hê, en ons wil almal hê, mense wat steel moet tronk toe gaan. Dit is eintlik wel, sommiges voel sterker daaroor, en stuur hulle na 'n ander regter toe, maar mense wat steel daar moet gevolge wees vir misdaad. En dit is waar ons mekaar vind, dis wat die kommissie, kyk jy aan sê, se mikpunt met die kommissie is altyd om te stuur na 'n proses wat hulle kan beheer toe, en hulle kry nie lekker die ene reg nie. En dis belangrik om aan te hou die druk sê, dis waar almal wil 'n veilige land hê. Ek meen, is al hoop vir die polisie in die sin, gaan mens heeltemal van die grond af moet om heropbou, wat is die maniere om die polisie weer in ere te herstel, soos is dit, ja, Is 'n polisiediens van die staat, want ek hoor wat jy sê van ons gaan almal na privaat polisieering toe, jy bel jou buurtwag of jou privaat veiligheid, maar polisie kan nie net vir mense met geld beskoor wees nie. So as jy praat van ons moet die polisie opbou, ja, ons kan buurtwagte se hulp kry, ons kan privaat veiligheid, maar jy kan nie, polisieering kan nie net wees vir mense wat dit kan bekostig nie. Dit mag nooit gebeur nie. Nee, dis hoekom gemeenskapsforums en daai goeters ook begin by plek vat. Maar jy is reg, tegnies is die swaard van die staat is die polisie. Hulle het die alleen reg op geweld. Maar die swaard is nou gesmeld, so kan ons hom weer reg op kry. Dis jy is korrek, as die swaard is nou 'n bietjie stomp. Hy werk nie meer heeltemal nie. Ek wens dit was so maklik soos doen nie, vat Langwel kommissie, sorteer uit wie jy moet uitsorteer en boem, alles is reg. Kan nou nooit weer net stel so dit gaan nie help, nuwe bestuur. Nee, jy gaan dit wortel en tak omtrent moet oordoen, en jy gaan moet kyk wie is daar wat actual polisieman is, want dis 'n tipe persoonlikheid wat dink ek wil skelms vang, mense beskerm daai, en dan gaan jy moet al hierdie ander politieke ontplooiing en goed wat jy gedoen het los, en sê reg, ons soek actual polisiemanne, want die harde werklikheid is, as daar iemand die aand in jou huis is, gee jy nie om watter politieke affiliasie of kleur die polisieman is wat jou kom red nie, jy soek net iemand wat kan daai situasie vir jou hanteer, en as ons nie daai aan die gang kry, maar dit is 'n lang proses, en dis hoekom ek sê, wat ek vermoed is, jy gaan hierdie hybride modelle, die staat gaan nooit nie polisieering kan doen nie, dis 'n bietjie 'n Wille Weste situasie, maar jy gaan die gap moet vul, met gemeenskaps en sovoorts, en dit is die ou klassieke, as jy vermoë gaan hê om veiligheid in 'n buurt te bewerkstellig, dan gaan daar bitter binnekort mag na jou toe afgewendel word op 'n manier wat sê, okay, maar help ons hier, dit het intendeel klaar gebeur, okay, julle het manne wat kan hierdie uitsorteer, hierso help ons met die optogte, ons gaan nie te veel polisie daar ontplooi nie. Sal desentralisering van die polisie dan met ander woorde ook 'n opsie wees om elke provinsie se polisie laat hulle eie magte het en laat hulle fokus op ook provinsiaal spesifieke probleme, want dis wat ook al vroeër gesê het, soos om jy het nou al hierdie taakspanne en jy het al die spesialisteenhede en goed, maar dis so verskillend in elke provinsie. Ek meen jy het glad nie dieselfde hoeveelheid polisiebeamptes in elke provinsie nodig nie. Spesifieke provinsies het hulle spesifieke uitdagings, soos byvoorbeeld bendegeweld in die Kaap. Ja. So is dit dan ook die antwoord om daai fokus te verskerp. Maar is dit ook sê, ek dink wat ons hierdie mense eintlik 'n vreeslike skok is, as mens kyk na ons nasionale polisiekommissaris oor die jare, daar was baie van hulle gewees en almal is Skelm eventually. almal is gepos oor iets. En was daar ooit al 'n minister van polisie wat in die polisie was? Ek daar kon nie begin, maar die laaste paar was nogal nie. So nee, maar wat ek vermoed jy raak van daar, die uiteinde van die gaan wees is 'n nasionale polisiekommissaris, dis net
te aanloklik in kort is. Ek het eers gedog is weird toe Jackie Celebi saam met maffiabaase gaan skoene koop in Sandton Mall, maar Dis almal van daar. Hy was 'n skoenman. Hy's 'n skoenman, maar dit vind ek dis maar standaard. Onthou dit is hoe dit werk, as jy daag op en onmiddellik oorval ouens jou met skoene of wat ook al jy nodig het. Of edelstene Of kokaine perlemoen, waarna soek jy? Waarna jy soek, hulle het dit. Maar as jy dit begin desentraliseer en ek vermoed daai oproepe gaan meer raak, dit raak baie moeiliker om skelm te wees as jy net Craddock se polisie is byvoorbeeld. Jy gaan nie kan tenders vir miljoene rande toedeel nie. En dan gaan jy dis meer 'n Amerikaanse struktuur amper waar jy het 'n federale polisiediens of 'n toepassing, maar hulle is baie ligter en nie dag te dag betrokke soos wat jou stad of jou dorp se sheriff dan nou is. En jy weet wie is die sheriff en hulle kies hulle nou, ek dink ons gaan dalk om ons polisiebeamptes voorstem nie, maar ek vermoed jy gaan 'n meer desentralisering sien, dat die polisie op laer vlakke meer werklik kan doen, want net die nasionale ding is korrek, is dit werk nie. Ons het nou al veel nasionale polisiekommissarisse en elkeen word gekorrupteer uiteindelik. Ja, stel dit nie so moeilik nie. So terwyl ons so vat lank wag om klaar te maak, waar laat dit ons? Wat kan ons doen? Jy kan, wat jy doen is bou vermoë aan kort. Of gaan, as jy kan 'n buurtwag gaan ry, doen dit. As jy nie kan nie, help jou buurtwag, betaal ietsie vir petrol of iets in daai lyn as jy kan. Raak betrokke by veiligheidsstrukture, want die slegte nuus is, ons gaan nooit Skandinawië wees waar jy nie regtig 'n polisiediens nodig het vir die meerderheid van die goed nie. Ons is 'n ander tipe land, waar jy meer hoër vlakke van misdaad en geweldsmisdaad het. En die voordeel is, jy is heeltemal vermoënd om deur strukture en instellings wat reeds bestaan en net versterk moet word, nog steeds 'n mate van wet en orde in jou gebied te kan skep. En dis maar die ou standaard ding is, dis baie erg om die kommissies te kyk en die paleispolitiek te sien ensovoorts, maar gaan vra jouself maar, hoe raak hierdie my werklik, dag te dag, en wat kan ek hier doen? Moenie soveel worry oor wie nou watter kar gekoop, aan daai punt. Ja, wees kwaad, maar jy kan nie veel daaraan doen, maar jy kan jou buurt veiliger maak, en stap 1 is begin by, gaan leer ken jou buurman, en dat julle na mekaar se huise kyk as dit nodig is, en goed soos dit. Ek ken my buurmense. Ek ken ook my buurmense, die arme mense, hulle moet die hele dag balle teruggooi. Skos kan daarom koes. Ja, ek ken. En hulle ook. Okay, ken jou bure? Doen dit self. Raak betrokke by veiligheidsstrukture plaaslik, wie ook al, as jy kan, maak dit, hoe jy die land beveilig is, jy begin met jou huis, dan met jou straat, dan met jou buurt, dan met jou wijk, dan met jou dorp, en dan uiteindelik, as ons almal dit doen, klomp, baie bietjies maak baie, en dit is waar ons, soos in ander aspekte, veiligheid, want dit is iets wat ons almal raak, maar dis ons veiligheid weer gaan terugbring. Vat lank, maar dit kan gedoen word. Dit vat lank, maar dit kan gedoen word. Ons het tyd.